As almal Nico hierso en in vandag se video gaan ons nou na hierdie kyk. So hierdie is die Gigabyte B850 Aorus Elite X3D motherboard. So, kom ons begin die video. Alright almal, so voordat ons die video begin, wil ek julle net 'n groot guns vra. Sal julle asseblief die video like, dalk 'n comment los en share. Dit help net die algoritme om hierdie video dan verder aan te push dat nog meer mense dit sien. So kom ons begin deur heel eers te kyk wat ons alles binne in die boks kry. So heel eers kry ons die motherboard self wat 'n ATX bord is, maar ons sal nou terugkeer na hom toe. Dan kry ons 'n bietjie stickers en papierwerk. Ons kry seker rubber spacers vir die M.2 NVMe's. Dan kry ons twee SATA kabels wat enetjie 'n 90 grade kabel is en dan kry ons die Wi-Fi en Bluetooth antenna wat ook magneties is aan die onderkant wat deel vorm van die Wi-Fi easy plug. Ek gaan nou vir julle meer wys. En dan kry ons daai Gigabyte G-connector vir die front I/O se plugs. So nou dat ons alles gesien het wat ons in die boks kry, kom ons praat 'n bietjie oor die motherboard self. So heel eers die socket wat hier op is die AMD AM5 socket wat die heel nuutste AM5 CPU support. Jy kan gerus gaan kyk na Gigabyte se website want daar wys hulle vir jou al die supported CPU's wat jy kan sit bo op hierdie bord. Daar is 4 DDR5 RAM slots wat kan hardloop tot en met 8200 megatransfers a second en dit run ook in dual channel. Daar is 2 volle lengte PCIe slots. Die hoofene, die boonste ene het die ultra durable PCIe Gen 5x16 slot en dit beteken hy is versterk met daardie metaal om hom vir vandag se swaar graphics kaarte. Saam met daardie het hy ook die PCIe Easy Latch Plus wat dit net soveel makliker maak om graphics kaarte uit te haal sodat jy nie hoef jou hand daarin te druk en te probeer om hom te laat los nie. Die volgende PCIe slot wat ons het is 'n PCIe Gen 4x4 slot vir extra expansion, soos wees dit vir capture kaarte, extra Wi-Fi kaarte, extra LAN kaarte, wat ook al dit is wat jy daar wil insit. Wanneer dit kom by storage is daar 2 PCIe Gen 5 M.2 slots en 2 PCIe Gen 4 M.2 slots. So die boonste een is apart van die ander 3 en hy werk met daardie easy latch klik om die heatsink af te haal. Onder daardie kan ons dan nou die drive uithaal en hy werk met daai easy latch plus. Dit maak dit baie maklik want jy het geen tools nodig nie. En wat ek moet sê wat ek hou van die M.2 slot wat bo die graphics kaart slots het, is dat jy hom maklik kan access om drives om te ruil sonder om jou graphics kaart uit te haal. Nou die ander 3 sit saam met mekaar onder daardie groot heatsink en daarso het ons ook weer eens die Easy Latch klik en om al die drives uit te haal het ons die Easy Latch Plus. Weer eens, jy het nie nodig vir enige tools nie. Dan vir addisionele konneksie vir storage het ons dan net 2 SATA connectors. Daar is ook 'n debug LED sowel as 'n error code screen sodat jy maklik kan troubleshoot wanneer jy sê nou maar overclock. Daar is ook 8 PWM fan connectors om vir jou meer as genoeg fan en pump support te lewer. Daar is 3 3-pin addressable RGB Gen 2 LED strip headers sowel as 1 RGB LED strip header wat daar die 4-pin is. Daar is 1 USB-C header vir USB 3.2 Gen 2 support, wat nou natuurlik gaan na jou voorkant van jou kas toe. Dan is daar 1 USB 3.2 Gen 1 header en 2 USB 2 headers. Die audio wat ons hier op het is ook nogals amazing en dit het die Realtek ALC1220 codec chip op en daardie kan vir ons 2 channel, 4 channel, 5.1 channel en 7.1 channel gee. Kom ons loer gou vinnig na wat se poorte ons alles agterop hierdie motherboard kry. So heel eerste het ons 'n HDMI 2.1 poort. Ons het 1 reset button en hy kan actually geremap word om ander goedjies te doen. Dan het ons 1 power button, ons het 'n clear CMOS button en ons het 'n Q flash button. So jy kan actually hierdie BIOS upgrade sonder enige processor of RAM, jy kort net 'n USB drive. Dan het ons 4 USB 2.0's, ons het 4 USB 3.2 Gen 1 ports, dan het ons 2 USB 3.2 Gen 2 Type A ports, ons het 2 USB-C ports with USB 3.2 Gen 2 support, 1 RJ45 wat kan gaan tot en met 5 gigabits per second, ons het die Wi-Fi en Bluetooth connector, wat werk met daardie Wi-Fi easy plug, dan het ons die 2 audio jacks en ons het die optical audio. Die I/O shield is ook vas in hom en hy het ook gaatjies in vir extra ventilasie en dit is ook lekker as hy daar op is, want dan hoef jy nie te worry dat jy hom gaan vergeet wanneer jy jou rekenaar bou nie. Niks is so erg soos as jy 'n rekenaar klaar gebou het en jy besef ek het die I/O shield vergeet nie. Die overall design is baie netjies met meer as genoeg heatsinks om alles koel te hou. Daar is 'n smaaklike RGB gedeelte net hierso waar die Aorus ook staan, so die hele Aorus verlig op. Daar is ook 'n massive backplate op hierdie motherboard wat help met 2 dinge. Nommer 1 is dit maak die bord verskriklik sterk sodat hy nie flex wanneer jy 'n sekere soorte aircoolers opsit nie en dit help ook vir hitteverwisseling. Nou een ding wat hierdie bord laat uitstaan is die X3D gedeelte. Dit is nou die nuwe X3D Mode 2.0 en wat dit basies is, dit is AI overclock vir AMD X3D CPU's wat vir jou tot en met 25% boost kan gee in sekere scenario's. Beslis iets wat ek in die toekoms gaan toets en ek gaan vir julle dan my bevindinge wys. As julle belangstel in so 'n, gryp veel enetjie daarso by Woodware en ja mense, dit is dit vir die video. Ek check julle uit in die volgende ene. Cheers almal.